My ma dink nie net ek praat die hele dag met celebrities nie. Sy dink ek is 'n celebrity. Sy dink daar is geen stabiliteit in my dag nie en sy is waarskynlik reg. In my ma se kop is ek die ekwivalent van Charlize Theron. Sy dink ons is dieselfde. So as ek saam met my ma na 'n winkelsentrum in Pretoria toe gaan, dan kyk my ma die hele tyd of iemand my nie herken nie. Sy is oortuig iemand gaan my herken. Vriende dink ek is elke dag besig om met bekende mense en plaaslike celebrities te kuier en koffie te drink en onderhoude te voer en net beste vriende met hulle te wees. Hulle dink ek het glad nie reg te werk nie en ek geniet myself net gate uit en word daarvoor 'n salaris betaal wat dalk nie heeltemal verkeerd is nie. Lesers dink ek sit elke dag en soek na mense wie se lewens ek kan verwoes of vernietig. Ek dink lesers dink ek sit elke dag met so 'n stuk dokumente om deur te werk en dat ek met 'n sigaret in my mond en wyn in my ander hand sit en stories skryf. Dit is nie waar nie. Die lesers dink waarskynlik ek sit die hele dag en beraam planne om rubrieke te skryf wat hulle almal baie kwaad maak. Ek dink lesers dink ons soek rede om te beklei wat natuurlik glad nie die waarheid is nie. Ek sit eintlik meeste van die tyd agter my rekenaar en ek probeer baie hard om woordvoerders en bestuurders in die hande te kry om onderhoude te reël. So dit voel vir my asof ek meer probeer reël as wat ek eintlik onderhoude doen, net om by die mense uit te kom. Ek hang uit met skoolhoofde. Ek drink koffie met onderwysers en ek spy op my foon op WhatsApp met studente. Wat ek regtig doen is ek sit so met my hande en hare voor my rekenaar en probeer beter inleidings, intros, koppe uitdink. Ek vul verlofvorms in, ek keer mense se verlof toe. Ek wag vir siekbriewe, ek skryf posbeskrywings vir advertensies en ek woon 'n magdom vergaderings by en skryf 'n magdom verslae vir elke liewe baas in die maatskappy. Idees skryf, stories, rubrieke, goed herskryf. En dit is nie altyd maklik nie. Dan is daar ook die lekker werk om stories te kan uitdink, om saam met verslaggewers te kan werk, om in studio's te kan sit en om die wêreld te kan verander deur ons journalistiek. 3 is vir my 'n baie belangrike syfer. 99 is die goue nommer. Nommer 3. 24,000. Dis die getal skole in ons land. En dis my groot droom en my groot passie dat ons skoolstelsel in die land reggerig moet word. Ek is veronderstel om 3 stories deur die loop van die dag betyds klaar te kry. Die doelwit waarna ons streef is dat elke leser 3 minute lank op 'n artikel of 'n rubriek moet spandeer. Stemme is die deel van Netwerk 24 waar ons dieper grawe, waar ons ontleed, waar ons gaan kyk na die redes agter die nuus. En daarom wil ek hê mense moet lank lees. Jy kry al die inhoud van al ons Afrikaanse dagblaaie, Beeld, Volksblad en die Burger, en Rapport en al die unieke inhoud uit Netwerk 24 se eie verslagspan, plus video's, klankgrepe, stemme. Jy kan ook self jou opinie daar skryf. Dit is my sales pitch vir R99. Baie stories kom van sosiale media af. Dit is regtig asof jy 'n kykie in mense se persoonlike lewe kan kry. Ons ore is die hele tyd gespits. Ons hou dit oop, ons kry dit op Facebook, ons kry dit van ons lesers. Mense bel ons in die middel van die nag, mense WhatsApp ons. Op die oomblik kry ons so stories by mense. Ek kry baie anonieme e-posse en soms lê dit voor jou en jy moet dalk net 'n klein bietjie dieper krap. Wat mense nie van my weet nie, is dat ek in 'n vorige lewe 'n baie ernstige motor- en vragmotorjoernalis was. Ek het oor vragmotors geskryf, ek het oor groot vragmotorbande geskryf, oor hoe om die langste leeftyd uit jou vragmotor se bande te kry. En ek het selfs 'n vragmotor getoets bestuur. Ek was 'n trompoppie op skool. En ek was nooit gekies vir die skoolkoerant redaksie nie. Toe ek klein was, wou ek eintlik 'n speurder geword het. En ja, ek dink dit is wat my dalk elke dag ook aanmoedig, want journalistiek is ook 'n bietjie so speurwerk. Ek het lang hare gehad op universiteit en as 'n jong seun was ek 'n groot Steve Hofmeyr aanhanger.